Goeiemôre almal. Ja, ek dra 'n lang broek, julle weet wat kom. Dis lekker om almal te sien vanoggend. Het julle vir die mense rondom julle hallo gesê? Het julle vir die mense agter julle hallo gesê? En voor julle? Dis baie lekker om almal te sien vanoggend. Ek is baie opgewonde om saam met julle te deel vanoggend. Ek sien uit hoe vanoggend se diens gaan dalk 'n bietjie anders voel. Dis 'n bietjie anders ingekleed as normaal, maar ek weet hierdie gemeente is altyd op vir ietsie nuuts. So my gebed vir hierdie diens vanoggend is dat ons almal saam die Here sal soek in die worship en die woord. En die Here het vir my so 'n bietjie van 'n ander woord gisteraand gegee in Engels, wonder, worship, word and wonder. Waar ons net so 'n bietjie die Here kan hoor werk in ons lewe deur die musiek, deur die boodskap en deur die tyd waar ons net stil is. So ek hoop ons is saam op dieselfde blad vanoggend en ons net oop is vir die Here wat deur ons wil werk en deur die musiek wil werk en deur die tyd van stilte wil werk. So ek vra dat ons net so 'n bietjie stil sal raak nou. Dat ons net bietjie rustig voel. Ek weet dit is 'n bietjie gejaag op 'n Sondagoggend om by die kerk uit te wees. Daar's goed wat vanmiddag moet gebeur. Daar's goed wat maandag moet gebeur. Maar vanoggend is ons in die kerk. Ons is saam as een gesin. En dit is lekker om hier te wees met julle vanoggend. Kom ons raak so 'n klein bietjie stil en dan gaan ons aangaan. Goeiemôre liewe vriende en familie. Ons kom vandag by mekaar as mense wat deur God gekies is, heilig en baie geliefd. Voordat ons hom lief gehad het hy ons eers lief gehad. Deur Jesus behoort ons is vergewe, ons is welkom. Hy hou ons vas. Laat daarom die vrede van Christus vandag ons harte lei. Laat sy woord ryklik onder ons woon, terwyl ons sing, bid en luister. Kom met dankbare harte, gereed om sy liefde te ontvang, en belangrik om dit uit te deel met ander. Ek gaan vir Margie vra om vorentoe te kom. Margie wil so 'n bietjie getuig vanoggend van ietsie wat gebeur het en ek gaan vir vra dat sy so met ons kom deel. Die mag nie sing nie. Môre almal, ek wil net vir julle sê, ek was die 15 September in 'n kar-ongeluk gewees en ek was op pad werk toe, die meisie wat saam met my werk het met gery en toe die ongeluk gebeur, was ek so 'n bietjie bang, was 'n bietjie geskok gewees, maar toe op 'n stadium toe sê stem vir my ek moet opkyk. En toe ek opkyk, toe staan die Here daar en my pa staan langs hom, toe weet ek hoef nie verder te worry nie, ek gaan nou ry, dis van hulle twee is daar, so daai was my groot wonderwerk gewees wat gebeur het. So ek het nie verder gepaniek nie, ek het nie verder gehoor nie, want my pa was daar en die Here was daar, so dit is al reg gewees. En dis met daai dankbaarheid wat ons vir die Here vanoggend die Christuskers wil aansteek. En ek het vanoggend ook baie goeie nuus ook ontvang van Gert af. Hulle is net R6,000 kort van hulle taak wat hulle moet hê om Madagaskar toe te gaan. So ek het vir Gert gesê ek gaan die sakkie 3 keer omstuur vanoggend. En ek seker ons kan R6,000 ek krap met die R6,000, maar ons kan net dankbaar wees vir 'n God wat saam met ons is in die moeilike tye en God wat saam met ons is in die tye wat ons kan sê dankie vir die wat jy vir ons gee. So kom ons sit die Christuskers aan
Jy sal ons saam met voor gaan staan. Wie sal ons staan? Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, lig vir die wêreld. Vandag steek ons hierdie kers aan, as 'n herinnering dat U hier by ons teenwoordig is. En die goed, en nie so goed nie. U is die een wat ons geliefd noem, en ons aan mekaar bind, in U liefde. Mag hierdie vlam ons herinner aan U, lig wat wonder jong maak. Ons pad wys wanneer ons onseker voel. En ons harte warm maak met U teenwoordigheid. Skyn deur ons, sodat U liefde kan gesien word in ons. En beleef word deur ons. Ons bid in U naam. Amen. Ek gaan vra dat ons offergawes nou opneem en ons gaan die video van die afkonings kyk terwyl ons dit doen. Goeiemôre en baie welkom by ons erediens. Ons herinner graag dat dit volgende die laaste Sondag is wanneer ons 2 eredienste sal hê. Van volgende Sondag af vir die volgende 2 Sondae sal slegs 1 erediens om 8:30 gedurende die skoolvakansie. Ons bid ook vir almal wat in hierdie skoolvakansie 'n bietjie weggaan, heerlike rusperiode toe en vir al die kinders wat aan sport gaan deelneem, mag julle net julle bes belewer waar julle ook al gaan. Ons nooi jou graag uit na volgende Saterdag 4 Oktober het ons weer ons Heilige Butiek hier by die kerk tussen 8:00 en 11:00. Kom loer gerus na heerlike winskoopies, daar's mans, dames, kinder en babaklere vanaf slegs R20. Moenie hierdie maand se Heilige Butiek misloop nie. Ons nooi dan ook graag al ons dames uit na 'n gratis vroue byeenkoms wat plaasvind op donderdag aand, 9 Oktober om 7:00. Die byeenkoms is gratis, maar besprekings is noodsaaklik. Bespreek asseblief jou plek by Cornel by 083-384-0239. Die pragtige Leo May Vosloop om die aand met ons gesels. Ons nooi dan ook al ons kinders uit, almal tussen die ouderdom van 13 en 18 jaar, om op Vrydag 10 Oktober lekker te kom sokkie hier by die kerk. Dit word aangebied deur 'n groep van ons jong mense. Die koste is slegs R15 per persoon en daar sal ook 'n snoepie beskikbaar wees en al die winste gaan ten bate van Ragem. Dagboek ook solank die datum van 25 Oktober vir ons tooi en hobbyfair, en kom maak gerus 'n draadjie kom kyk waarmee almal hulle besig hou. Ons het nou gou 'n klein advertensiebreek.
kom help gerus aan vir diens en kom help vir Annemarie. Dan 'n bietjie terugvoer oor ons somerkosfees. Ons wil eerstens sê bitter baie dankie vir almal wat 'n bydrae gelewer het. Al die pakkies pudding wat ingekom het, jelly, vla, melk, die bakbesonderhede, benodighede wat ons nodig het vir die pannekoek. Bitter baie dankie vir elkeen se bydrae. Ons het nog ou en nuwe klere nodig wat ons kan verkoop by die kleretafel, groter plante, struike of boontjies wat ons by die plantetafel kan verkoop. En as jy dalk nog goeie bruikbare boeke het vir ons boeketafel, kan jy gerus kom skenk. Enige geskenke vir ons potjiekoswenners is natuurlik ook nog welkom. En maak solank daardie 2 liter roomysbakke vir ons bymekaar sodat ons daai heerlike bazaarpudding kan begin voorberei. Soos julle weet is dan natuurlik ook 'n klompie goed wat aangekoop moet word vir die kosfees, onder andere verpakkingsmateriaal waarin ons alles kan bedien wat ons verkoop. En daar's natuurlik ook bederfbare produkte wat eers baie kort voor die tyd aangekoop kan word wat ons nie nou al kan inbring nie. Daarom wil ons ook vra indien jy dit dalk in jou begroting het om ergens R20 of R50 af te knyp, dat jy ook vir ons daarmee sal seën. Betaal gerus daardie geldjies in die kerk se bankrekening en gebruik die verwysing kosfees. En daardie geld sal direk na die kosfees se rekening geallokeer word sodat ons daardie broodnodige laaste goedjies kan aankoop wat ons nodig het. En dit is dan eers al vanuit die nuuskantoor. Ons bid die geseënde byeenkoms van gelowiges toe. Tot ons mekaar weer sien. Ons moet seker maak dat Annemarie nog nie daar lê nie, so na die diens ons kyk as sy by die garage deure is. Ek wil net gou vra as julle vorentoe kom met ons kollekte, ons offergawes vanoggend. Kom ons staan saam en sê dankie vir die wat ons vir die Here kan gee. Kom ons bid saam. Vader God, alles wat ons het, kom van U af. Ons tyd, ons gawes, ons hulpbronne. Vandag bring ons hierdie gawes en offergawes na U toe. Ons gee meer as net geld. Ons gee onsself. Gebruik wat ons gee om U koninkryk te bou. Verhoudings te heel te maak en hoop en liefde verder te dra as wat ons ooit kon droom. Sien elke rand en sent wat inkom, elke daad van vrygewigheid, sodat U goedheid kan verder as net hierdie kerk uitbeweeg. In Jesus se naam. Amen. Dankie. Dankie worship span. Terwyl ons verstaan gaan ons het iets in 10,000 reasons en ek wil vanoggend uitdaag, ek dink elkeen van ons kan vanoggend ten minste een rede vind. Net bloot die feit dat ons hier is vanoggend en gesond genoeg is om hier saam by mekaar te kom, is al 'n rede om die Here te kom prys. En hierdie lied sê, bless the Lord, O my soul, worship His holy name, sing like never before, O my soul. En ek vra vanoggend, kom ons sing, soos wat jy nog nooit gesing het nie, uit dankbaarheid vir die Here. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. You're reaching love.
So, hierdie afgelope Woensdag het Suid-Afrika stil gestaan. Wat het gebeur hierdie Woensdag is verby is? Wie kan vir my sê? Enigiemand? Wie het gebraai? Kom ons sien, wie het gebraai? Net hierdie kant, dis die heilige kant. Het julle nie gebraai nie? Het julle gebraai? Ok, dankie, julle kan jou hand opsit, dankie. So 'n bietjie julle saam met my werk vanoggend asseblief. Dit was braaidag. Nee, almal het stil gestaan. Saam het ons by die huis gebraai. Ons het klomp hout aan die vuur gesit en lekker saam gebraai. Ons staan lekker stil Woensdag en dit was braaidag. Ons almal ken hom. Kyk hoe mooi lyk Suid-Afrika. Weet jy like mooi hele Afrika lyk soos 'n chop of 'n diva. Toe ek hierdie prentjie sien hierdie week het ek sommer net honger geraak. So ons gaan vinnig af. As jy nie honger raak, volgende een asseblief gou. Here we go. Hier is 'n vraag wat ons gevra het Woensdag. As jy dit nie kan lees nie, ek weet nie wat die vraag is nie, maar die antwoord is braaibroodjies. Ons het by jong volwassenes of young adults ons oor braaibroodjies gepraat. So julle kan vir party van hulle wat daar was praat oor watse braaibroodjies sou hulle wees. Ons het 'n bietjie daaroor gepraat. Maar 'n braaibroodjie is 'n baie belangrike deel van die braai. Maar ons gaan dit op 'n ander preek praat, moenie worry. As jy nou oor vandag praat nie. Dalk moes julle vir julle kinders sê, wat is Erfenisdag? Wat is braaidag? Hoekom is ons by die huis? En ek het so 'n bietjie stil geraak en begin dink so 'n bietjie oor om die Engelse woord te gebruik, my heritage, my erfenis. Waarvandaan kom ek? Wat is dit wat in my agtergrond lê wat ek saamkom? En baie keer is dit nogal moeilik om te sê, wat is ons erfenis? Waar kom ons vandaan? Miskien het jy ook hierdie Woensdag stil geraak en gedink oor wat beteken jou van? Weet julle wat julle van beteken? Van, weet julle? Ek sal vir sê ek weet wat my van beteken en julle gaan nog lag. My van beteken twee goed.
A tanner of leather. Ek weet nie, iemand wat met leer werk, ek weet nie hoekom dit met bake nie. Maar die tweede wat nog interessant was die woord shepherd. Dit is nog interessant met my van shepherd. En toe gaan kyk ek so 'n bietjie meer. Daar was juis 'n werk vir iemand en die werksnaam was baker. En dit was die persoon se werk om buite te staan vir al 'n sirkus. Wat hoor dit so 'n bietjie? Buite 'n sirkus vir die mense te sê, kom binne, kom in, kom kyk wat hier aangaan. En dit is nie snaaks dat ek vanoggend hier staan in hierdie kerk en ek sê vir jou, kom in. Dis nogal snaaks wat ons van beteken, waar ons vandaan kom. Dalk het julle so 'n bietjie gedink aan goed wat jou pa altyd gesê het. My pa het 'n glas oog gehad, hy het net een goeie oog gehad. En hy het altyd gesê, I only have one eye, but it's a good one. Ons dink wat ons pa's en ma's gesê, dalk het jou ouma vir jou geleer het. Dalk het dit 'n resep wat julle gemaak het Woensdag by die braai. Ons het gehoor by jong volwassenes donderdag aand, iemand het oor sy oupa gepraat. Maar hy het met so liefde oor sy oupa gepraat en het nog nooit sy oupa ontmoet nie. Sy oupa is lank voor hy gebore is oorlede. Maar hy ken sy oupa, want die stories wat mense deel, het dit gemaak dat hy van sy oupa ken. Kosbare stories. Dis die krag van ons erfenis. Dis deel van wie ons is. Ek weet nie van julle nie, maar ek is mal daaroor as mense met my praat oor waarvandaan hulle kom. Ek is mal daaroor om mense se stories te hoor. As jy saam met my en Lore gaan na haar familie toe, dan hoor jy baie stories. Goeie en slegte stories. Haar ooms wat op die plase bly en werk, hulle kan jou vir ure aan die gang hou met die stories. Jy sit net so, jy knik die kop so. Ja oom. Ja oom. Jy het die stories nog 10 keer of 20 keer gehoor, maar is nog steeds ja oom. Ja oom. Want is lekker om my stories te hoor, is dit? Want is deel van waar ons vandaan kom. Dit laat ons so 'n bietjie deel van die gesin voel, as ons daai stories hoor. Maar as 'n ander kant van erfenis wat ons ook moet oor praat. Dit kan baie keer moeilik wees. Baie keer bou ons erfenis mure op. Meer as wat ek broer bou. Baie keer ons tradisies, ons verhale, selfs waar ons vandaan kom, nie lekker nie. Selfs kan dit gesinne opbreek. Maar dit my laat dink, hoe maklik raak ons vas in die dinge wat ons verdeel en vergeet van die goeie, groter erfenis. Ons hemelse erfenis. In Engels het ek gedink, our heavenly heritage. Dis ons groot legacy wat ons los. Dis ons heavenly heritage. 1 Johannes 4 vers 19, jy gaan sien agter my opkom. En ek het iemand gekies wat mooi kan lees vanoggend. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het. Kom in Afrikaans 83. En dan laat ons mekaar lief hê omdat hy ons eerste lief gehad het uit die Nuwe Lewende Vertaling. Laat ons mekaar lief hê omdat hy ons eerste lief gehad het. Is dit nie mooi nie? God het vir ons eerste lief gehad. Voor enigiets gebeur het hy ons lief. Laat dit so 'n bietjie in ons eerste lief gehad. Ons diepste familiestorie begin nie by kultuur of van nie. Dit begin van die Vader se liefde. Dit maak nie saak wat ons van is nie, waar ons vandaan kom nie. Ons begin hierso. Dat God ons lief. En hierdie gedagte gaan ons vanoggend na 4 bewegings stap. 4 maniere hoe God se liefde vir ons wys. Hoe ons verhoudings kan verander. Ons gaan kyk van hoe ons ontvang jou erfenis van liefde. Laat liefde jou in herskep. Bo dit alles liefde wat ons saambind en dat ons hulle beter nalatenskap los. En vandag gaan ons 'n bietjie anders doen as wat ons normaallik ook doen. Soos wat hulle altyd sê, as Dominee Anton weg is, nê,
dan kan ons 'n bietjie ander goed doen, joke. Nie vir doen aan dit sê, ek dink wat is. Maar Elise het vir my hierdie week met ietsie gechallenge. Sy het gesê dat dit vir ons kom ons kerk toe, en ons doen ons praise and worship, en dan gaan ons in die preek in, en dan gaan ons huis toe. Maar hoe baie sit ons stil met die woord en die sin? Dat ons stil kan wees wanneer ons luister na wat die woord sê en wat die Here in ons doen terwyl ons sing. So vanoggend het ons gekies om dit so 'n bietjie op te breek. So ons gaan die 4 punte opbreek met 'n liedjie tussen elke een van die punte. Laat dit 'n plek wees waar jy en God kan saampraat. Dat God en sy Gees in jou kan werk. Jy moet oop wees om te sien wat die Here gaan doen. So dis om in Engels sê, it's up to you. Laat die Here in jou werk. Laat die Gees met jou praat vanoggend. En ons gaan dit doen met die woord en met worship. En ons gaan sien waar die Gees in ons deur ons beweeg. My eerste punt vanoggend. Ontvang jou erfenis van liefde. Voordat ons oor liefde vir ander kan praat, moet ons hier begin. Jy is geliefd. You are loved. Kyk na die persoon langs jou. Daai persoon is baie geliefd deur God. Kyk na die persoon aan die ander kant van jou. Selfde storie. Ons gaan nou lees hoe Paulus in Kolossense 3 vers 12 met die kerk daar praat. Julle is die mense wat God uitgekies het, wat hy geheilig het en wat hy liefhet. Daarom moet julle die volgende soos klere aantrek: liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld. Paulus sê dit nadat hy die mense in Kolossense gepraat het oor hulle ou mens af te lei. Woede, leuns, verdeeldheid en die nuwe lewe in Christus aan te trek. Vir daai eerste gelowiges, baie van hulle was heidene wat eens bystanders was of buitestanders was. Was dit nogal 'n radikale oomblik vir hulle? Julle behoort nou. Julle wat nie van die binnekring is nie, julle behoort nou. Daardie nuwe identiteit verander alles. Wanneer jy weet jy is deur God gekies, afgesonder as heilig en diep geliefd, begin dit jou wonde heel maak. Hoe jy ander hanteer, begin te verander. Hoe jy met mense werk, hoe God deur jou werk, begin te verander. Ons lees gou weer Johannes 4 vers 19, waar dit weer inkom. Nee, ek laat hom gou vir ons lees. Ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Hierso skryf Johannes aan mense wat bang en onseker was. Sy anker vir hulle, liefde begin nie by ons nie. Dit begin by God. Dit is belangrik dat ons dit vanoggend onthou. Want ek en jy probeer altyd so maklik om ons lewens en verhoudings reg te maak uit ons eie krag. Maar dit gaan nie daar begin met God se krag. Ek het so 'n bietjie van 'n toets vir julle vanoggend, net so ietsie om julle wakker te hou. Wie van julle soek biltong? Wie van julle soek biltong? Lekker stuk biltong. Kom eens in jou hande gou. 'n Paar van julle. Okay, jammer ek het nie biltong nie. Sorry. Wie van julle soek stokkie lekkers? Okay. Ek het stokkie lekkers. Kom kry jy stokkie lekkers. Ja, sê. Ek kan nie gee wat ek nie het nie. Ek het nie biltong gehad om vir julle te gee. Ek sou met liefde vir julle gegee, maar my kinders het dit eers geëet het. Maar wat ek kon vir julle gee is stokkie lekkers.
Ons kan nie liefde gee nie, as ons nie liefde vir God het om te gee nie. Ons moet vol wees, om dit te gaan gee. Ek en jy kan dit nie gee as dit nie het nie. Soos wat ons nou gesien het, ek het nie biltong nie, maar ek het slokkie lekker, dit kan ek gee. Ons moet eers die liefde ontvang van God, voor ons dit vir ander mense kan gee. Dis die beginpunt vir ons. Ons kan praat oor liefde gee, ons kan praat om met mense te help, ons kan praat om vir ander lief te hê. Maar ons het ons nog nie die liefde onsself ontvang nie, gaan dit niks doen. Dit gaan niks kan doen. Hier sien ons dat Christus kry vir jou 'n nuwe storie, 'n nuwe begin. Sonder liefde loop ons tank leeg. Ons kan nie vergifnis gee nie. Ons vriendelikheid is nie daar nie. Ons kan nie mense help nie. Maar in Christus kry jou storie 'n nuwe begin. Dink vir so 'n oomblik. Hoor God dit sê vir jou vanoggend. Jy behoort aan my. My liefde is jou beginpunt. Jy behoort aan my. My liefde is jou beginplek. As jy uit daardie liefde leef, vloei alles anders uit. Hoe jy jou ouerskap en jou kinders wys, hoe jy met jou vriende praat, met jou vrou, met jou man, hoe jy ander mense vergewe. Daarom sê Paulus ook in Efesiërs 5 vers 1 tot 2, dit gaan ons agter hê. Omdat julle God se kinders is wat hy liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Ja, leef 'n lewe van liefde soos ook Christus ons lief gehad het, deur homself vir ons oor te gee as 'n lieflike reukoffer aan God. Ons begin deur sy liefde te ontvang. Dis wie jy is. So voordat ons enigiets anders te doen, stop net 'n oomblik en hoor dit. Jy is gekies. Jy is 'n kind van God en jy is diep geliefd. Dit is wie jy is. You are chosen, you are a child of God and you are dearly loved. Voordat ons nou oorgaan in die volgende liedjie, vra jouself hierdie vraag. Het ek werklik God se liefde as my erfenis aanvaar? Of probeer ek dit nog verdien? Kom ons staan in hierdie waarheid en sing saam. Hierdie eerste lied is ons verklaring van ons identiteit. Ons is kinders van liefde. Kom ons sing saam, Child of God. Walking the wayside, no, no, no.
My tweede punt vanoggend, laat liefde heel en herskep. God se liefde is nie bedoel om by ons te stop nie. Dit wil werk in die plekke waar ons seer is. Paulus gaan aan in Kolossense 3 vers 12 tot 13. Daarom moet julle die volgende soos klere aantrek: liefdevolle deernis, vriendelikheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Verdra mekaar en as enige ene klagte teen iemand anders het, vergewe mekaar. Vergewe mekaar soos die Here julle vergewe het. Die gemeente wat ons hier lees oor, is 'n gemengde groep. Jodende en heidene, eienaars en slawe, mense met ou wonde en misverstande. Paulus sê, as julle nuwe mense in Christus is, moet dit wys in hoe julle met mekaar hanteer. En is nog steeds waar vandag. Ons huise, ons vriendskappe, selfs ons kerk, kan ou seer dra. Hoeveel keer het jy dit al gehoor, of dalk het jy dit self gesê, maar die kerk het my seer gemaak. Ek was bitter seer gemaak in die kerk. Baie van ons sê dit, en ek weet dit, want ek het dit self gesê. Woorde is gesê, seisoene het deur mekaar geloop, en goed het nie goed uitgeloop nie. En ons sê, kerk, ons seer gemaak. Baie van ons het al dit gesê. Ons het ook ons maniere van mense geërf. Hoe ek en jy reageer. Ons kwaad word, stil bly, dalk sarkasme uitdeel, manipuleer. Dit het ons ook geërf. Maar Paulus gebruik die prentjie van 'n nuwe klerekas. Uit met die ouwe, bring dit raak toe. Trek aan goedheid. Kies geduld. Verdra mekaar. Vergewe soos die Here julle vergewe het. En dis nie maklik nie. Dis nie moeilik nie. Dit is nie vinnig nie. Genesing begin gewoonlik klein. Dit begin met 'n klein tree vorentoe. Dit begin as ons kies om te luister, eerder om as vinniger terug te praat. Dit wys as ons eerste jammer sê. En hierdie een is dalk 'n moeilike een. Maar ek moet dit sê. Dalk begin dit as ons sê, hier eindig dit met my. Hier eindig dit met my. Ons kan nie verander wat ons ontvang het nie, maar ons kan kies wat ons aan ander oordra. Vergifnis, nie pyn nie lelik wees nie. Onthou jy die prentjie van die biltong en die sokkie lekkers? Nou dat ons daai liefde ontvang het, kan ons begin uitdeel met ander. Is daar dalk 'n plek in jou verhoudings, dalk selfs in hierdie kerk, waar God se liefde nog iets moet regmaak binne jou? Waar jy moet ook wees om na die Heilige Gees vir jou te verander. Dalk is daar iemand by die huis vir die Here nou op jou hart sit, wat jy moet uit jou hart uit kan vergeef. Kom ons bid dit saam nou as ons saam sing. Here, gee my meer liefde. Vul die plekke wat nog seer is. Ons gaan nou 'n bietjie meer liefde, more love sing. En ons almal het dit nodig. Meer liefde, more love. In die plekke wat ons moeilik vind te vergewe. Ek dink ons kan bly sit vir hierdie.
Ons kom by ons derde punt vanoggend. Bo dit alles, liefde wat ons saambind. Bo dit alles, liefde wat ons saambind. Paulus bou dit verder uit en sê iets baie groot in Kolossense 3 vers 14 tot 15. Kom ons hoor gou. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Kyk weer na hierdie beeld wat Paulus gee. Jy kan al die regte klere hê, vriendelikheid, nederigheid, geduld. Maar Paulus sê ietsie belangrik hierso. Bo dit alles trek liefde aan. Above all, put on love. Ek seker almal het gisteraand daai game gekyk. Ons het gou 'n prentjie gesien agter ons. Ek het 'n bietjie excited te maak. Daar is hy. Ken jy daai trui? Ek kan vir 'n 60 goeie rede gee om ons oor die trui te praat, maar gaan nie. Maar dit is soos hierdie springbok trui. Jy kan die taaks aan hê, jy kan die gum guard hê, jy kan selfs die pads aan hê. Maar as jy nie daai groen goud trui aantrek nie, weet niemand wat se Spanieus bedoel nie. Jy moet daai liefde aansit, jy moet daai trui aantrek. Liefde is ons trui
wat wys wie ons is. En is nie genoeg om net die trui te hê, om vir ander mense te wys nie. Jy moet dit aantrek. Jy moet speel. Jy moet uithardloop met die trui. Jy moet leef soos jy is deel van die span. Liefde is iets wat jy doen. Dan sê Paulus verder, laat die vrede van Christus in julle harte regeer. Let the peace of Christ rule. Laat die vrede van Christus in julle harte regeer. Let the peace of Christ rule. Laat Jesus se vrede jou wys om wat te doen wanneer jy in spanning kom. Prakties kan dit lyk of dit kan beteken dat jy haal eers asem voor jy met iemand praat. Jesus, laat u vrede my nou lei. Voor ons met mense praat, voor ons in 'n plek kom waar daar stryd is. Jy luister mooi, jy praat sagter, jy regeer stadiger. Klein geesgevulde oomblikke verander die uitkoms van wat dalk iets moeiliks kon wees. Hier by ons as heilige groep is dit belangrik. As ons regtig die naam wil hou die kerk met oop deure en ons wil dit uitleef in ons gemeente, moet liefde bo alles wys. Dit beteken nie dat ons verskille verdwyn nie, maar die dak oor hierdie huis, oor hierdie familie, liefde en vrede is. Nie van vantrou of verdeeldheid nie, maar van liefde. Dit beteken wanneer spanning kom, en daar gaan spanning wees, laat ons Jesus besluit hoe ons reageer, hoe ons met mekaar praat. Dis uitdagend, ja, maar is ook vol hoop. Ons word geroep om hierdie liefde met almal te deel. Om een liggaam te maak. Vra jouself vanoggend, is liefde regtig oor alles in my lewe en hoe ek hier by hierdie gemeente optree? Of laat ek seer, trots of my eie voorkeur wys verander. Ons gaan nou saam bid en verklaar dit saam. Dis 'n ou liedjie wat ons nou gaan sing. Here, bind ons aan mekaar met liefde wat nie breek nie. Kom ons sing Bind Us Together, Lord. Ek wil vanoggend graag 'n uitdaging lig. Ek dink kom ons staan. En hierdie is 'n veilige ruimte waar ons vanoggend is om liefde te deel. So ek wil gevra dat ons hande vat. Mense wat aan die kantblokke staan en hulle gaan bietjie na die middelblok toe skuif. Kom ons maak 'n kring van liefde. As ons sing Bind Us Together, Lord, kom ons maak vat hande. Bietjie skuif na mekaar toe. Kom nader. Kom gou. Kom ons vat gou hande en ons maak 'n kring van liefde. Ons gaan sing Bind Us Together, Lord, bind us together with cords that cannot be broken. So kom ons maak vanoggend 'n ketting wat nie kan breek nie. God vra vir ons om prakties ook liefde te leef. Dit is 'n praktiese manier wat ons dit vanoggend kan doen. Together, Lord, bind us together, Lord.
Nou dat jy baie van julle uit julle comfortzone was, kom ons begin met ons laaste punt vir volgende. Later beter nalatenskap agter. In Engels, ek dink dit klink net vir my beter, leave a legacy. Leave a legacy. Ons gaan nou uit Kolossense 3 vers 16 tot 17 lees. Laat die rykdom van alles wat Christus ons leer, julle leefstyl bepaal. Met alle wysheid moet julle mekaar onderrig en mekaar die regte pad wys. Sing met dankbare harte psalms, lofgesange en geestelike liedere tot eer van God. Verder, doen alles, of dit nou met woorde of dade is, in die naam van die Here Jesus. So is julle heeltyd besig om deur om dank aan God, die Vader, te bring. Ons het nou gedoen met daai liedjie Bind Us Together. Ons het saam as een gesin aan die Here lief en uit sang gesing. Hier sien ons hoe Paulus skuif die fokus na die toekoms. Wat ons nalaat, ons legacy. Laat Christus se boodskap so diep wortel skiet in ons, dat as ons saam in die kerk kom, by mekaar by die huis, saam staan, dat ander mense kan daai liefde sien. Nalatenskap gebeur nie outomaties nie. Dit word gebou. Keuse vir keuse. Ons bou dit. Ons ken krag van erfenis. Goed en sleg. Party het liefde en geloof ontvang. Ander het pyn en seer ontvang, wat hulle wens anders was. Ek weet dit persoonlik en ek kan dit deel. My pa was 'n alkoholist en daai storie kon maklik myne geword het. Maar deur God se genade het ek gesê, dit eindig by my. Dit eindig by my. Ek wil hê my kinders moet iets beters erf. Liefde, geloof, stabiliteit. Dit maak nie saak waar jy vandaan kom nie, wat gebeur het nie in die verlede nie, dit eindig met jou as jy dit kies. Dis wat jy vir jou kinders en vir die res van die kerk kan gee. Jy kan ook kies. Die gesinsboom hoef nie uit jou pyn aan te dra word nie. In Christus kan jy nuwe patrone oordra. Gebed, nie stilte nie. Genade, nie kwaadheid nie. Moed, nie vrees nie. En jou nalatenskap, ons legacy, gaan nie net oor ons kinders nie. Dit gaan oor ons vriende, ons bure, die volgende mens wat deur hierdie deure stap op 'n Sondagoggend. Hulle sal erf wat in hierdie gebou se kultuur lê. Liefde of wantrou, hoop of vrees. Wat 'n storie wil jy nalaat? What do you want your legacy to be? Wat gaan mense van my sê wanneer ek nie meer hier is nie? Wat gaan jou kinders eendag sê van jou rondom daai braai op braaidag? Dink so 'n bietjie daaroor. Ons gaan nou afsluit om deur 'n liedjie te sing van God se goedheid. En kom ons vra God wat ons nalatenskap kan wees, om ons te help om te vorm. Kom ons staan saam en sing die goedheid van God. Ek het die liefde, want die liefde draai
U as my Vader, ek ken U as my vriend, en ek bly lewe uit die goedheid van God. En gee my lewe as U vertrou, en gee my lewe was U so goed. Met elke asemteug sal ek bly sing oor die goedheid van God. Ek sal met die goedheid hier, die Sinario verby. Ek sal met die goedheid hier, die Sinario verby. En ek gee my oor aan die grote God, die is in beheer. Ek sal met die goedheid hier, die Sinario verby. En gee my lewe as U vertrou, en gee my lewe as U so goed. Met elke asemteug sal ek bly sing oor die goedheid van God. Sal ek bly sing oor die goedheid van God. Sal ek bly sing oor die goedheid van God. Kom ons bid saam. Here, ons het gesing van die goedheid, die liefde wat ons kom vind en die stories herskryf. Help ons om hierdie week uit U liefde te leef, om reg te maak wat gebreek is, liefde bo alles te kies en 'n beter nalatenskap te behou. Ons bid dit in U naam. Amen. Gaan as geliefde kinders van God, wandel in die pad van liefde. Mag Christus se vrede in julle harte eers en oorloop in julle huise, julle vriendskappe en elke plek waar julle gaan. Amen.